Goeiedag, namens my Heinie en die hele beleefspan. Baie welkom by die oordenkings van hierdie week. Ons waardeer regtig elkeen van julle wat inskakel en saam met ons hierdie pad loop. Nou, verlede week het ons ontdek hoe maklik ons harte fokus verloor. Kyk, ons raak besig, ons dra bekommernisse, ons jaag van die een ding na die volgende. En voor ons kan kry, leef ons op autopilot en ons harte begin stadig van God af wegdryf. Maar God laat ons nie aan onsself oor nie. Hy gee vir ons ritmes wat ons harte telkens terugroep na hom toe. Ritmes wat ons herinner wie hy is, wie ons is en waaroor die lewe regtig gaan. En een van hierdie verskriklike mooie ritmes is aanbidding. Nou kyk, hierdie jare het ek al baie definisies van aanbidding gehoor en opgemaak. Maar daar's een wat by my bly. Aanbidding is om God te laat glimlag oor jou lewe. Miskien laat daardie sin jou vir 'n oomblik kop krap, want waar staan dit in die Bybel? Ek dink nie daar is 'n vers wat presies daardie woorde gebruik nie, maar die gedagte loop soos 'n goue draad deur die hele Bybel. Luister byvoorbeeld, hoe skryf hierdie psalmdigter dit? Die Here vind vreugde in die wie hom dien, in die wat op sy troue liefde vertrou. Wat 'n besonderse gedagte. Die Here vind vreugde in mense wat hulle vertroue op hom plaas. Dit beteken nie God is nie 'n veraf skepper wat onwillig en onverskillig oor jou lewe voel nie. Hy is 'n liefdevolle vader wat hom verheug oor sy kinders. Vir baie van ons is dit egter moeilik om te glo. Ons dink God word teleurgestel. Ons moet presteer, dan sal hy tevrede wees oor alles wat ons doen. Maar die goeie nuus vertel ietsie anderste. Dat Jesus deur God jou sy kind gemaak het. Aan die kruis het hy vir eens en vir altyd gewys hoe hy oor jou voel. Daarom leef jy nie vir sy liefde nie, jy leef vanuit sy liefde. God glimlag nie oor jou as 'n beloning vir jou prestasie nie. Dis die vreugde van 'n pa oor sy kinders, wat sien hulle leef uit liefde vir dit wat Jesus vir hulle gedoen het. Dink aan 'n klein kind wat vir haar pa 'n eenvoudige tekening bring. Die son is skeef, die huis lyk kromp, die klere is nie eens mooi, dis nie eens pragtig ingekleer nie. Maar die pa glimlag, nie omdat die prentjie perfek is nie, maar omdat dit van sy kind afkom en uit haar hart. Nou, hoekom sal God anders te wees? Hoekom sal jou hemelse pa anders te wees? Ons gaan ontdek hierdie week, musiek is nie aanbidding nie. Aanbidding is veel meer as dit. Aanbidding is om God lief te hê, om te vertrou, om te volg, met 'n dankbare hart te leef. Om elke gewone dag vanuit sy liefde te leef en te doen en te besef, jou pa glimlag oor jou. Nie omdat jy volmaak is nie, nie omdat jy perfek leef nie, maar omdat jy aan hom behoort, vanuit sy hart kom, uit hom gebore is. So, wanneer jy aan aanbidding dink jy eers aan iets wat jy vir God moet doen, of dink jy aan 'n lewe wat 'n antwoord is op die liefde wat hy aan jou bewys het? Kom ons bid saam. Vader, dankie dat een van die grootste en die mooiste dinge wat U vir ons in die woord leer, is dat die Gees wat U vir ons gee, hier uit die binneste van ons uitroep, Abba, wat beteken Papa, ons Vader. En baie keer klink hierdie woord so vreemd op ons lippe, maar dankie dat U die God is wat ons gemaak het, dat U opgewonde is oor ons, U kinders. Dankie dat net wie ons is, U laat glimlag. Maar dit is ook so, ons wil graag leer om so te leef, dat U aanhou glimlag oor wat ons doen en wat ons sê. Nie om U te beïndruk nie, maar omdat ons regtig lief is vir U. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag julle hierdie week net weer eens besef, dat God het jou lief, dat God het geniet om goed aan jou te doen. Mag die wonderlike vriendskap van die Heilige Gees vandag by jou wees. Namens my en die hele beleefspan, mag julle 'n wonderlike dag hê.